vers 19. Dis die brief aan die gemeente in Laodicea. 3 vers 19 lui as volg: Ek bestraf, ek tug, 'n kombinasie woord daai wat ons ook op ander plekke in die Bybel kry. Bestraf, ek sal net vir u probeer verklaar. 'n kombinasie woord bestraf en tug. Elkeen wat ek liefhet, laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Erns wees en bekeer julle. Nou, hierdie spesifieke woord se grondvorm kom voor in Spreuke 3 vers 12. Jy kan daarna toe blaai as jy wil. Spreuke 3 vers 12. Spreuke 3 vers 12 lui as volg in die 83 vertaling. Kom maar van vers 11 af lees. My seun. Hier hoor ons klaar 'n besonderse verhouding tussen 'n gelowige en God. My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom. En moet jou nie teen sy teregwysing verset nie. Want die Here straf die mens wat hy liefhet, net soos 'n vader doen met sy seun. Net soos 'n vader doen met sy seun. En dan lees ons saam met Johannes hoofstuk 16. Johannes hoofstuk 16 vers 8. Daar leer Jesus sy disippels wat is die werking van die Heilige Gees na Pinkster. So dit is nou die era waarin ons nou is. Wat gaan ons beleef van die werking van die Heilige Gees? Dan sê Jesus die volgende: Wanneer die Heilige Gees kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Wanneer die Heilige Gees kom, sal hy bewys of hy sal oor die wêreld oortuig dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan God se kant is. Goed, dit is die woord van die Here, geliefdes, wat ons gelees het. Al deur die paar jaar wat ek in hierdie gemeente saam met u leef, het ek nou al agtergekom, wat is u liefdestaal? Die taal waarin u liefde betoon aan ander. En dis nogal 'n baie interessante eienskap wat mense het. Party mense hou van goed doen aan ander. Nou, ek kan maar net so kyk wat sal ek julle so wys. Nee. Ons hou daarvan om goed te doen aan ander. Ander van ons hou daarvan om tyd te spandeer by mense, by mekaar, om net by mekaar te wees, as 'n vorm van liefdesbetoning. Ander van ons hou daarvan om mooi woorde vir mekaar te sê, of mooi boodskappe vir mekaar te stuur. Ander van ons hou daarvan om daarom nou, as ons mekaar groet, daarom nou 'n bietjie nader te staan as normaalweg, want ons hou daarvan om ook fisiese aanraking te toon as 'n vorm of 'n gestalte van ons liefde wat ons ook wil wys. My broers en susters, as dit kom by tug, dan is dit baie keer moeilik vir Christene om tug en vermaaning te koppel aan liefde. Nou, ek dink daar's 'n klomp redes hoekom dit vir baie gelowiges Christene ook moeilik is om liefde en tug aan mekaar te verbind. Nou moet ek sommer van die weg spring slag af sê, ek het nie probleem met pak slaag nie. Ek het pak slaag gekry, my maat het so uitdrukking gehad, sy sê, jy gaan meer pak slaag kry as kos. Ken julle daai? Ja, jy gaan meer pak slaag kry as kos. Ek het my pak slaag gevat. Ek het hom gevat by my ma, by my pa. Ek het hom gevat by die skool, in die laerskool en die hoërskool.
Op 'n stadium het ons seuns gekyk, wie kan die meeste plank kry op die boude op 'n dag? Ja. Maar nie almal dink oor tug soos wat ek dink daaroor. En dis reg, mense hoef nie almal dieselfde te dink nie. Maar waaroor ons wel dieselfde moet dink, is dit wat die Bybel oor hierdie saak leer. Want hier word tug, bestraffing verbind met liefde wat God vir my het. Nou, die Amerikaanse sielkundige James Dobson praat van tough love. Tough love. En die meeste van die ouers doen tough love, né? Jy moet nou praat, mooi praat, soebat, smeek, en dan begin jy die skroef aandraai, né? Draai die skroef aan. Dis tough love. In Openbaring 3 is daar 'n baie interessante woordverandering met betrekking tot liefde. Nou, in Afrikaans het ons net een woord, ons praat van liefde. Sê ek het jou lief, ek het my kinders lief, ek het my vrou lief, ek het my ouers lief, ek het my vriende lief. Maar dan gebruik ons een woord, lief, ek het lief. In Grieks is daar 'n bietjie 'n onderskeid met woorde as dit kom by liefde. Nou wat ons in Openbaring kry, Openbaring 1 en in Openbaring 3, word elke keer aan gelowiges bevestig dat God hulle lief het. Maar in Openbaring 1 word 'n woord gebruik, baie van julle ken die woord agapein, wat meer 'n woord is wat sê, ek vat jou soos jy is, ek het jou lief soos jy is. En is meer 'n woord wat gekoppel word aan God, wat mense lief het. As daar staan, so lief het God die wêreld gehad, agapein. Maar hier in Openbaring 3 vers 19 word nie agapein gebruik nie, of agapao nie, of nou watter naamval dit is. Hier word 'n woord gebruik, wat 'n mens gewoonlik gebruik, as jy in 'n baie passievolle vriendskapsverhouding is. Dis meer 'n woord wat sê, maar ek is entoesiasties om jou vriend te wees. Dis vir my lekker om by jou te kuier, lekker om braaivleis te braai, lekker om saam te wees. Dis vir ons lekker. En dis 'n woord wat iets sê van saam wees. Dis wat gebruik word in 3 vers 9. Waar die Here sê, ek wil naby julle wees. Ek wil nie daar buitekant wees, buite die deur wees, en julle binne nie. Ek wil saam met julle wees. En hierdie woord word nou verbind met bestraf en met tug. Nou hoekom sal so iets moes gebeur in 'n gemeente soos Laodicea se lewe? En onthou, dis net vir die gemeente in Laodicea wat bestraf en tug gebruik word. Nie in een van die ander briewe kom hierdie woord voor. En as dit die geval is, dan moet ons weet, hier's 'n spesifieke bedoeling, hier's 'n rede hoekom die Gees van die Here, want ons glo ons is oortuig daarvan, ons weet dit, die Gees van die Here het vir Johannes gesê, skryf neer, en die Gees van die Here het gekies, dat sekere Griekse woorde gebruik word en ander nie. Dan moet ons nou weet, die Gees van die Here het 'n spesifieke bedoeling, hoekom bestraf en tug net voorkom in die brief aan die gemeente in Laodicea. Dit is maklik. As 'n mens die Here so uit jou lewe uit weggestoot het, dat jy die deur toemaak, dan is dit ernstig. Dan is daar 'n ander vorm van toenadering wat moet plaasvind. As 'n mens se kind 'n bona fide fout gemaak het, dan maak jy mos nou nie 'n groot
Ahu van nee, jy sê mos maar net bring, nee, ek dink jy moet dalk bietjie verkeerd verstaan, of jy dalk met daai nie so mooi oorgedink nie. Maar as dit willens en wetens is, met opset, dan gaan dit nou nie eintlik werk, en dis hier, ek dink nou nie eintlik, dis so. En as 'n gemeente Christus uitgeskuif het, of gelowiges Christus uitgeskuif het, en vervang het, met daai 3 goed van Laodicea, die wolbedryf, die goudbedryf, en geleerdheid of tegnologie, oogsalf, dan is dit ernstige sake, dan moet daar ernstig ingegryp word. Dis soos iemand wat na 'n dokter toe gaan, en die dokter kyk, sê, jong, hier lyk iets nie lekker nie. Dan gaan die dokter nie vir jou penades voorskryf nie, nee. Dokter sê, ja, ons gaan nou nie eens vir jou weer terug huis toe laat gaan. Jy moet nou sommer hier uitgaan af in die gang, en dan boek ons in sal B. En dis wat die bedoeling is van 3 vers 19 vir Laodicea. Dis nie penadios en dispens. Dis ernstige sake, hier gaan iets ernstigs gebeur. En hierdie bestraf wat ons nou hier vertaal, is dieselfde woord wat in Johannes 16 vers 8 voorkom van oortuig. So bestraf is 'n eerste fase proses om vir jou te lei, om vir jou te sê, dit wat ek nou doen, ek is nou besig met bestraffing, nee, want ek is besig met bestraffing, en die Here is besig met bestraffing teen my. Hier is die Bybel, lees bietjie wat staan nie. En ek moet sê, nee, ek het daarom in my lewe al verskeie kere oor Openbaring 3 vers 20 nagedink, en ook daaroor 'n paar goed geskryf en gepreek. Maar die Here het my omgedop met 3 vers 20, want ek kon dit nie glo, dat dit gelowiges is, wat Christus uitgeskuif het en die Heer toegemaak het. En dis bestraffing. Nee, die Here bestraf my daarmee en sê, waar's ek in jou lewe? Waar het jy my geplaas? Jy het die deur toegemaak, jy het die deur oopgemaak. Dis bestraffing is die beginproses om op 'n logiese manier vir jou te lei. Dit is eintlik nie heeltemal reg, soos wat jy doen. Maar nou kom ons by die ander woord, wat hier ook gebruik word, die woord tug. Nou hierdie woord het die betekenis van, ek leer iemand om byvoorbeeld te swem. Ek het nou klaar 'n lesing vir jou gegee van waterveiligheid, en ek het vir jou 'n paar bewegings gewys wat jy moet doen in die swembad. Maar tug is soos, jy moet nou in die swembad inklim, jy moet nou begin oefen, jy moet begin swem. Jy moet nuwe vaardighede aanleer, en ek gaan vir jou lei om daai vaardighede aan te leer. Nou binne die konteks van hoofstuk 3 beteken dit, julle het afgode van tegnologie. Julle glo nie die Here maak mense gesond nie, julle glo julle spesialiste maak mense gesond. Julle bid nie meer, gee ons vandag ons daaglikse brood nie, want julle is bankiers, julle wheel and deal met goud. Julle weet om geld meer te maak. Jy moet dit los. Jy moet nou begin bid. En as jy nie bid, gee vandag met daaglikse brood nie, dan is daar sekere gevolge wat gaan plaasvind. En nou sê die Here, en dis daai uitspoegse betekenis. Uitspoeg beteken, as die proses van bestraf, die proses van tug, nie die nodige gewenste resultate gelewer het nie, dan moet daar 'n proses plaasvind van uitspoeg. In Paulus se woorde beteken uitspoeg die volgende, en ek wil dit nou maar vir ons lees. Kom ons blaai na 1 Korintiërs 15. In 1 Korintiërs 5 handel dit oor 'n man wat gesê het hy glo.
Maar wat hy toe gaan doen het, hy het toe 'n saamleefverhouding gehad met sy pa se tweede of derde vrou. Met ander woorde sy stiefma. So die pa is waarskynlik dood en hy het toe nou 'n saamleefverhouding met die vrou wat sy pa mee getroud was. En selfs in die Romeinse reg was dit nie toegelaat nie. En as ek nou reg onthou, ek dink ek mag ook nie iemand bevestig wat is stiefma en stiefseun is. Daar's sulke wette ook. Ek dink dit geld tot vandag. En hulle het nou so geleef. En nou sê Paulus, die heidene doen dit aan die eerste. En dan gaan hy aan en dan sê hy, het julle nie geweet nie, vers 6, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? 'n vrot appel in 'n boks, wat doen hy met die boks appels? Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees. Dan gaan hy nou aan en dan lees ons verder by vers 13, dan sê hy, julle moet oor julle eie mense oordeel, verwyder die slegte mens onder julle uit. Want 'n vrot appel maak die boks vrot. Dis die uitspoeg wat moet gebeur. In my nadenke oor hierdie tug, toe gaan my gedagtes onwillekeurig terug na 28 jaar gelede. Toe is ek in 'n gemeente en daar's 'n pappa en 'n mamma, hulle is albei nou vandag al oorlede, baie betrokke gelowiges, toegewyde gelowiges, kinders van die Here. En hulle het 'n seun gehad wat ons twee is ewe oud. En die pappa kom toe na my toe en hy sê vir my, weet jy, daai seun vir my maak my klaar. Want sy ma het sy lewe lank vir hom advokaat gespeel. As ek hom wil kort van aan die ma geïnterfeer. Die oom is dood, die tannie is dood, die man, ons is nou oud, hy leef nog. Maar hy het maar, na wat ek gehoor het, kan hy maar nog steeds aan op sy ou manier. Nou, dis nie nodig vir my om verder hieroor uit te brei nie, want julle het kinders groot gemaak, julle ken die storie. Julle is nog op pad. My pa het 'n spreekwoord gehad. Hy het gesê, toe ek en my sissies in die huis was, het hy altyd gesê, weet jy wat, dit is beter dat jy nou maar huil jy nou maar, as wat ek later gaan huil. En ek kon nou nie die ding mooi verstaan toe ek lewe. Later toe besef ek nie wat het my pa eintlik bedoel. Wanneer die kerk nie luister na wat die Gees van God sê, dis wat hier staan. Die Gees van die Here, dis nie die dominees nie, dis nie die ouderlinge, dis nie oom Jan en Klaas en Piet nie. Dis die Gees van die Here wat vir Laodicea sê, ek het julle lief, Philein, nie agape nie, Philein, passievolle liefde, liefde wat by mekaar wil wees. Ek het julle lief, en omdat ek julle lief het, moet daar bestraffing plaasvind en tugtiging plaasvind in julle lewens, sodat daar eenheid kan wees tussen ons, sodat ons as vriende kan saamleef. Dis wat moet gebeur. Nou wil ek net gou eers by ons stil staan. Die Here tugtig my. En die Here bestraf my. Die Here het my gister bestraf toe ek met Openbaring 3 vers 20 besig is. Want ek het besef, weet jy, ek het hierdie vers al soveel keer gelees, uitgelê, oor gepreek en. Maar hierdie 3 vers 20 het nou bietjie met 'n ander hoek na my adres toe gekom. En ek kan nie net koud staan daar teenoor nie.
Die Here is besig om vir ons lewens, dis wat hier staan, want hy het my lief, en daai selfde tema van God wat my lief het, kom ook weer voor in die Hebreërs skrywer in hoofstuk 12, nie net in Spreuke 3 nie. En die tugtiging van die Here in 'n mens se lewe vind nie met almal op dieselfde manier plaas nie. Maar wat wil ons baie keer doen? Here, hier's 'n krisis. Haal my uit hierdie krisis uit, laat dan net weer vrede kom in my lewe en ons praat in die sielkundige taal van homeostase. Daar's 'n balans tussen my emosies en my gedrag en hoe ek voel en so meer. In plaas daarvan dat ek vir die Here sê, Here, hier het nou 'n ding in my lewe gebeur. U het 'n doel daarmee. Romeine 8 vers 28 wat sê, U sal die goeie uit die slegte na vore laat kom. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hy lief het. Dat ek lief is vir die Here sê, Here, is nie lekker vir my nie. Ek weet, U het 'n doel daarmee. Vat my op reis, dat ek 'n beter mens kan word. Maar wat is ons normale reaksie? Eerste ding, Here, hier's 'n krisis, red my hier uit, bring vir my 'n deurbraak, verander my omstandighede, nee. As ons daai swaai net kan maak. Hierdie is 'n leerkurwe, as ek nou maar die woord kan gebruik, of 'n tugkurwe. Dan haal mense nou sommer klaar die angel uit. Dan word jy geduldig onder die hand van die Here. Dan kan jy met geduld onder die hand van die Here bly. Ek sê, Here, ek is in U hand, ek wag op U, U het 'n doel met my, U het 'n doel met my omstandighede, vorm my, maak my, dat ons sing, net soos U wil. Want U is vir my lief. En dis die sleutelwoord. God haat my nie, die Here het my lief. Dis nou met jouself, met jou eie lewe. Maar dan kry jy lidmate, soos hierdie, mense wat lankal die band met Christus verbreek het. Hulle het die band met die woord verbreek. Hulle het die band met die gees verbreek. Hulle het nog die naam dat hulle Christen is, maar hulle is nie meer nie. Die Here sê, ek het jou lief, ek bestraf jou en ek tug jou. As jy nie wil luister nie, as ons nou al lank met jou besig was, dan kom ons op 'n punt dat ons moet sê, as met jou uitspoeg. Jy kan nie meer deel wees van die geloofsgemeenskap. 1 Korintiërs hoofstuk 5. Dis wat dit sê. Dis wat dit sê. Ek hoor 'n storie wat vir my gesê is. As ons nou begin doen wat die woord sê met 'n vallige lidmate, dan gaan ons hulle wegdryf van die kerk af. Nou broers en susters, dis mos nou 'n direkte kontras met wat die Bybel sê. Dalk wil ek 'n getuienis oor dit vir u gee. Was in 'n gemeente gewees wat dit gedoen het. Hulle dit gedoen. Toe ek daar in daai gemeente kom, toe doen hulle dit. Toe gaan ek nou maar ook net aan, saam met die kerkraad. En daar was lidmate wat toevallig was wat toe nou in opstand gekom het daaroor, en hulle toe nou bedank en na 'n ander kerk toe gegaan. Jare dan, seker 'n goeie 15 jaar later, word ek gevra om by daai kerk te gaan preek. En ek sta op die preekstoel en ek kyk so, ek sien maar daai, dis daai mense wat 15 jaar of wat weggeloop het. Ek in die volgende Sondag dink ek weer daar gepreek, toe sit hulle weer in die kerk. En ek besef net, maar dit is wat met hulle gebeur het. Hulle was aanvanklik kwaad, maar nou doen hulle wat ons 10, 15 jaar gelede vir hulle gesê het hulle moet doen. Nou doen hulle dit maar nou net daar by die hervormde kerk. Maar dit maak ons nou nie saak nie. Die feit is, jy is daar waar jy moet wees. Jy is nie dan afvallig of weg.
hierdie gedeelte in Laodicea plaas vir ons elkeen voor 'n keuse. Voor 'n keuse. Die Gees van die Here sê, ek het julle lief, en my liefde bewys ek aan julle deur bestraffing en tigtiging. Dit plaas ons nou voor 'n keuse. Nou kom, lees saam met my. Wat gaan die keuse wees? As ons na Openbaring 2 vers 2 toe blaai. Hier is die boodskap wat die Here gegee het vir die gemeente in Efese, 2 vers 2. Die Here sê vir die gemeente: Ek weet alles wat julle doen. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel dat die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Die Here sê hier vir hulle 100%, julle het ondersoek ingestel. Wat beteken? Hulle het ondersoek ingestel of mense wat sê, of mense wat bely, hulle is ware Christene, hulle is ware navolgers van Christus, of hulle so is. Wat beteken ondersoek instel? Beteken om te bestraf. En die volgende gedeelte is die gedeelte wat begin met maar ek het dit teen julle. So wat sê die Here vir Efese? Efese, julle het reg gedoen. Julle het reg gedoen om seker te maak dat mense egte ware gelowiges is. Julle het reg gedoen. Openbaring 2 vers 14, daar staan die volgende. Die kry ons 'n maar, né? Julle onthou daai maar. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar met die leer van Biliam aanhang, hy het vir Balak geleer om die volk Israel vir my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedryf het. So is daar ook onder hulle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Met ander woorde, julle los hierdie mense. Julle los mense om die eerste, tweede, derde gebod te promoveer in 'n kerk. Julle los hulle. Nou sê die Here vir daai gemeente die volgende. Bekeer julle nou. Jy moet jou dit bekeer om mense vrypas te gee om te leer wat kontra die Bybel is. Kom ons blaai na Thyatira toe, 2 vers 20. Daar's weer 'n maar. Maar ek het dit teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Want dit is nou Ou Testament, hè? Die koning se vrou Isebel, dis die Ou Testament. Maar hier's 'n persoon wat optree in dieselfde gees as Isebel van die Ou Testament. Sy doen as 'n profetes voor. Sy leer en sy verlei my dienaars om onsedelikheid te bedryf en afgodsoffervleis te eet. Ek gee haar oor in 'n siekbed. Ek het dit teen julle, julle het gaan los, dat sy aankan. In 3 vers 19 kom die Here reguit en hy sê: Ek bestraf julle en ek tigtig. Om te los is net so goed om dit te doen, né? Heidi, jy is 'n regsgeleerde. Het jy geweet van die oortreding? Ja, edelagbare. Wat het jy gedoen? Daai 2 woorde. Het jy geweet? Het jy kennis gedra? Ja. Wat het jy gedoen? Dis wat die Here van hulle sê. Julle het geweet, wat het julle gedoen? En dis die uitdaging van Openbaring 3 vers 10, né? Ek wil nou afsluit met die gedeelte in 1 Samuel 2 vers 13 wat julle saam met my na kan blaai. Ek het vir weke gelede al 'n reis gehad met 1 Samuel. Ek het eintlik in my lewe lank 'n reis met 1 Samuel. Maar ek het nou moes weer gaan lees en roei en stoei met die Here daaroor. 1 Samuel
2 en 3. En hoekom ek 1 Samuel 2 en 3 vir ons wil lees? Want dit wat in hierdie berig verkondig word, is in my siens in sy wese die probleem met Openbaring 2 en Openbaring 3. Die geskiedenis van Eli en sy seuns ken ons almal. 1 Samuel 2 vers 12, daar staan, Eli se seuns was slegte mense. Hulle het nie met die Here rekening gehou. Vers 17, die sonde van Eli se seuns is baie groot in die oë van die Here, want daardeur het die mense hulle agting vir die offer van die Here verloor. In Samuel 2 vers 29 sê die Here vir die pa, waarom ag jy jou seuns belangriker as vir my, deurdat julle vet maak met die beste uit al die offers van my volk Israel? Waarom ag jy jou seuns belangriker as vir my? Dit is die uitdaging. Waar lê my loyaliteit as ek 'n Christen is? Nou moet ek dalk hieroor sê, vir my is dit eintlik maar half 'n baie maklike storie in my lewe. Want ek het in 'n huis groot geword waar daar nie gekyk was wie doen wat nie, daar's gekyk wat is gedoen. So as jy verkeerd gedoen het, dan is dit verkeerd. Daar was nie 'n ding van jy's nou die jongste in die huis of die oudste. Verkeerd is verkeerd en reg is reg, en dan was daar gevolge. Maar wat het Eli gedoen? Eli het 'n verbintenis gehad by sy seuns, wat vir hom belangriker was as 'n verbintenis by die wet van die Here. Ek gaan hierdie ding oorsien. Ek gaan hom verbykyk, want dit is my seuns wat dit doen. Maar wat sê die Here? En hier sê die Here vir 'n pappa, weet jy wat? Jy het jou seuns belangriker geag as vir my. Daarom gaan ek jou priesterskap tot 'n einde bring. Jou seuns gaan doodgaan. Gaan lees daai verhaal. Jou seuns gaan doodgaan, jy gaan doodgaan, jou nageslag gaan nie meer wees nie. Daar gaan nie meer van jou nageslag priesters wees nie. Want deur julle optrede het my naam in oneer verval, is wat die Here vir Eli sê. En dis wat gebeur, nee, in die kerk van die Here, as ons oë toedruk vir goed wat verkeerd is. Maar die Here uitdruklik oor sê, dit mag nie. Kan nie Isebel se leer toelaat nie. So ek moet 'n keuse maak. Aan wie gaan ek lojaal wees? Teenoor die skrif, Jesus Christus, of lojaal teenoor mense? Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is 'n baie eenvoudige besluit. Amen.